Hartlik goeienaand, of naand, goeiemôre aan een en elkeen van u. Ons is baie dankbaar dat ons saam is. Ek bly om te sien, u is ook almal mooi wakker. En ons vertrou dat jy 'n goeie week gehad het. En dat die nuwe jaar daarom nou nie te veel uitdagings vir u het sover nie. Maar maak nie saak hoe groot die uitdagings nie. Ons aanbid 'n baie groter God. En die skrif sê mos, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En dat u sal weet, die Here sorg, hy voorsien. U kan sekerlik ook so op hom steun dan. Nou lieve vriende, ons wil u dan groet met 'n teksvers daar uit die woord van die Here. En daar so staan, daar in die Bybel, daar in Kolossense 4 vers 5, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. As daar nou goeie raad is vir die tyd waarin ons lewe, dan is dit hierdie. En mag die Here u help met hierdie saak, om sekerlik in wysheid te wandel, veral teenoor hulle wat die Here nie ken nie. En mag ons die tyd uitkoop wat ons nog het, om die Here ook so te soek dan. Net so wat die afkondigings betref, die dienstye, Sondagoggend om 9:00, die aanddienst is om 5:00, dan biduur Woensdag het ons gemeente biduur, dis om 7:00 hier by die kerk dan, en die susters biduur is om 9:00 hier by die kerk dan, en dan wat die Sondagskool betref, lieve vriende, dit is Sondagoggende om 8:00 dan. Ons wil vra om elke dag saam te bid vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies, die kweekskool, die sake waarvoor ons die Here sekerlik so moet vertrou dan ook. Dan bid ons saam vir hulle wat siek is, vir Koos Oberholzer, vir Tannie Darina, vir Tannie Tolla, Madeleine Botha. Oscar het gevra dat ons baie dankie sal sê vir die voorbidding, en hy sê die Here het vir hom regtig gehelp, of hom groot werk ook so kom doen, en hulle is baie dankbaar, so ons het die naam hier op, dat jy ook net so weet, en dat ons net daarom net die Here kan dank. Dit is goeie nuus om dit dan ook so te noem. En dan die Annetjie Forrie ook, gaan dit ook redelik goed mee, ons is dankbaar daarvoor ook, kan die Here ook vir haar dank, wat die Here vir haar kom doen het. En dan wil ons ook so vra vir Okkie Kotse, wat nou in die hospitaal was met die heupvervanging in hierdie week, of die heupoperasie in hierdie week. Hy is by die huis staan, soos jy hom gesien het, en dit gaan goed met hom. En hy het ook gevra dat ons ook net sê, vir elkeen wat so saamgebid het, die Here dank. Jy kan maar nog vir hom steeds saambid vir die herstelproses nou, want dit is nou 6 weke van stadig beweeg en min doen, en dit kan moeilik raak, en so ons vra dat jy ook so vir hom daarvoor sal saambid, maar hulle is vol lof van die Here, vir wat hy dan ook so vir hulle kom doen het dan. Dan lieve vriende, as dit kom by die verjaarsdae dan vandag, is daar dan mense wat vandag verjaar, en Adrie is een van hulle daarso, ek wonder hoekom kom die ander name nou nie op nie, daar kom die ander name nou op, ekskuus Adrie, ek sal nou meer sê, ek net iets al die name hier opkry. Adrie wat vandag verjaar, en Wilna Vermeulen wat vandag verjaar, mag die Here vir julle besonderlik seën, en ons dank die Here ook in besonderlik vir wat hy ook so kom doen. Ook so vir Tannie Darina Engelbrecht, wat ook verjaar die 4de, en Katie Brett wat die 6de verjaar, en dan ook die 6de is dit dan ook Albert wat verjaar dan. So ons vertrou dat die Here vir elkeen van u baie ryklik sal seën in hierdie week, en dat u so bewus sal wees van die Here se teenwoordigheid. Ons dank die Here ook vir u lewe, en mag die Here vir u gebede verhoor. Dan, lieve vriende, seker die belangrike afkondiging, die 15de tot die 18de Februarie begin ons verootmoedigingsdienste. En ek wil nou so ietsie noem. Ek in die week met een van die predikante van ons kerk so 'n bietjie gebel oor 'n saak en so, en hy vra toe vir my 'n vraag wat my amper eers so 'n bietjie onkant gevang het. Hy sê, is dit ook so daar by julle, dat die mense nie meer weet waaroor verootmoediging gaan nie? Toe sê ek, nee, ek dink nie so nie. Ek dink die mense weet waaroor verootmoediging gaan. En ek dink regtig, lieve vriende, dis mos nou die tyd, die verootmoedigingsdiens is mos juis om jouself voor God te kom verootmoedig. En as ek dit die beste kan uitdruk, baie vinnig, ek het amper gedink om vanoggend daaroor te preek, maar het nou nie, maar so ek gaan dalk nou 2 preke in 1 kry vanoggend, so net vinnig. Jy weet mos die gelykenis van die saaier, toe moet die klippe uit, en die dorings moet uit, en die grond moet omgeploeg word, sodat dit die goeie saad, toe nou eintlik kon vrug na vore bring. Nou verootmoediging gaan daaroor, dat die klippe uit, die dorings uit,
en dat my hart vir die res van hierdie jaar oop en ontvanklik sal wees vir God se woord. As ek die woord van die Here in die begin van die jaar in my hart nie kan inneem nie, hoe min vrug gaan ek lewer, as ek nou eers bietjie later in die jaar my hart sou oopkry? Jy verstaan wat ek sê. En daarom wil ek nou al reeds vir die aanmoedig, ek het nou al in die verlede, in die vorige Sondag al reeds vir die aangemoedig, maar ek wil dit weer vanoggend doen. Gaan nou voor die tyd al. Moenie eers wag tot die verootmoedigingsdienste nie. Gaan nou voor die tyd en sê, Here, kom deursoek my. Kom wys vir my. En dat die Here met u kan praat. En as daar dinge is wat 'n klip wat moet uitkom, en jy weet nie hy's daar nie, hy's daaronder. Of dorings, Here, laat hierdie goed uitkom. Maar ek wil hê wanneer hierdie dienste kom, Here, dat my hart oop, 'n goeie grond sal wees om die goeie saad te ontvang. Want ek verlang 30, 60, mag dit 100voudige vrug wees. Ek verlang oorvloedige vrug. Kom ons sê dit so. Ek verlang oorvloedige vrug. En dis waaroor die verootmoedigingsdienste gaan. Kinders van die Here, ek wil u baie ernstig aanspoor by hierdie dienste om Nardus Bormans die mondstuk van die Here by hierdie geleentheid. Kom soek die Here. Ek weet nou daar's dienste in die week. Sny die ander goedjies daai week af. As die skool sê hulle het ouer aand of wat ook al, of hulle hierdie funksie of die kleinkinders, jammer, ons het die dienste aan. Ons het die dienste aan. Die duiwel wil u beroof en die Here wil u kom seën. So wil u nie ernstig tyd hier insit om te sê, Here, ons wil by hierdie verootmoedigingsdienste kom. So mag die Here u aanspoor en aanmoedig. Dit begin daai Sondagoggend en nou, u weet mos nou in die week is die dienste nou 7:00, want ons werk mos nou 'n bietjie later in die verkeer en al die dinge. En maar kom ons kom soek die Here. Die Here sal regtig vir u ryklik kom seën en ontmoet as jy so vir hom kom soek dan ook. So kom ons bid daarvoor en dan kan jy maar ander mense nooi ook. Ek hoor daar is bietjie mense van Boksburg af en so meer wat ook die dienste wil bywoon. Maar nooi ander mense ook. Die Here sal regtig vir ons kom ontmoet dan. Goed, liewe vriende, dis nou die verootmoedigingsdienste. Dan ons weeklikse voorbidding. Bid ons hierdie week vir Andries en vir Jacques Nienaber. Ons bid vir hulle vir versterking en leiding en ons vra dat die Here so met hulle ook so sal wees. So kom ons bid vir hulle. U sal nou nie Andries in die kerk sien nie, hy sit by die rekenaar daarbo. So ons is dan dankbaar, kom ons mag die Here ons ook getrou hou daarin. En dan is daar koffie en tee na afloop van die diens in die saal net hier langsam. En ons vertrou ek ons sien vir u daar. Dan gee ons nou net geleentheid vir die opneem van die offergawe. Kom ons doen dan net 'n dankgebed. Ons dierbare Here, baie dankie dat U vir ons sorg, dat U vir ons voorsien. En baie dankie Here dat U ook in ons harte werk om gehoorsaam en getrou te wees aan die opdrag en dit wat U vir ons vra in ons tiende en offergawes. En Here, met 'n blye hart doen ons dit vir wie U is en wat U vir ons kom doen, Here, want U is wonderbaar. As ons net dink aan die genade wat so oorvloedig en so groot is, Here. En hoe ons na U toe kan kom enige tyd van die dag. En ons kan in die teenwoordigheid kom, U nooi ons, U die koning van die konings nooi ons om daar te kom en met U te kom praat. Ons eer U, Here. U sê ook dat ons elke saak wat in ons lewe is aan U moet kom neerlê. Elke begeerte, behoefte of nood wat daar mag wees, kan ons daar voor U kom neerlê, Here. En dankie, Here. U is nie 'n afgod wat niks doen nie. U leef, U werk, U handel op die gebede van die kinders en ons eer U daarvoor en wil U nie dan ook so vir ons naby aan U trek. Amen.
Nou, liewe vriende, kom ons gaan luister na die wet en dan daarna dan net die geloofsbelijdenis wat ons so gaan doen dan. So ek gaan die wet vanoggend saam lees, daar Eksodus 20, waar dit gegee is. En dan mag jy opnuut so 'n bietjie hoor wat die Here dan ook so sê dan. Nou hy sê daarso in hierdie woorde, ek lees Eksodus 20 saam, daar van vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in die poort is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluide van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Mag die Here vir ons opnuut gee, dat ons die erns besef van God se wet. Ek weet daar's nou baie wat in ons dag verkeerdelik sê, dis nie meer van toepassing nie, dis nog altyd van toepassing. Die Here gebruik sy wet juis om sondaars te oortuig dat hulle verlore is. Want as daai ou wat nou nie eens 'n Bybel het nie, of nie eens Christelik groot geword het nie, ietsie steel, dan is daar iets binne in hom wat sê, jy weet jy mag nie steel nie. En dis God se wet wat in hom is. So dis nog altyd van krag, liewe vriende, en die wonderlike seëning wanneer ons dit sekerlik so onderhou dan ook. Kom ons gaan staan, dan doen ons belydenis, dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het tot in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Om die woord van die Here oop te maak, en wel daar by Rigters, die 6de hoofstuk, Rigters hoofstuk 6, dan gaan ons daar net so 'n paar verse daarvan saam lees dan, Rigters hoofstuk 6, wat ons daar gaan saam lees dan.
Terwyl jy die woord van die Here oop het, kom ons gaan nou net saam bid. Die mans wat kan staan, kan dan net staan. Dan vra ons die seën van die Here. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke stil kan word. Baie dankie dat U vir ons die woord gegee het om daaruit te kan lees. En ons wil opnuut vir U kom vra, Here, kom verkoop ons. En gee dat ons so bewus sal wees van die teenwoordigheid en die werking in ons lewe. U wat ons elkeen ken, Here. U wat ons behoefte ken, U wat ons nood ken. Ons kom na U toe. En ons vra vir U, wil U nie kom en elke hart en lewe in hierdie dag kom aanraak. Here, ons het U baie nodig. Of ons in hierdie oggend besef hoe baie, dis 'n ander vraag, Here, maar ons weet dit net en U weet dit nog ver bo enigeen van ons hoe nodig ons U het. En mag ons daar beweeg, Here, om in U lig te wees, onder U vlerk te wees, daar by die rots te skuil waar U wat U vir ons is en dat U verheerlik sal word. Mag ons daar die ou skapie wees wat naby aan die herder wandel in hierdie dae waarin ons leef, in hierdie tyd waarin ons is, en nie daar ver agter iewers maar net so aangeploeter kom nie. Maar Here, dat ons U waarlik so van naby sal volg. Daarom bid ons, Here, terwyl U ons nood ken. U ken mense met 'n persoonlike stryd wat daar is, dankie U kan help. Ek weet van hulle wat siek is, Here, dankie vir hulle wat ons van die getuienisse hoor, hoe U hulle aanraak en genees en met hulle was, Here. Ons eer U daarvoor. En nou is daar ander, Here, ons bid nog vir hulle en ons hou hulle ook aan U op. En U kom doen 'n groot en 'n wonderlike werk. En Here, en so seën U en ons bring aan U al die lof en die eer ook. Dankie, Here, dat U ook vir U goedheid bewys aan ons deur, dat U mense se lewe ook so spaar en hulle geboorte daar ook aan herdenk. Ons vra dat U vir hulle ook so besonder naby aan U ook sal trek in hierdie week en dat U verhoog sal word en ons bring aan U al die eer. Amen. Nou, liewe vriende, Rigters hoofstuk 6, kom ons lees saam daarvan af vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van Gaza en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hul vee en hulle tente opgetrek en gekom so springkane in menigte. Terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here profeet na die kinders van Israel gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte land, en julle uit die slawehuis uitgelei, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here, julle God. Julle mag geen gode van die Amoriete, in wie se land julle woon en nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Net tot daar uit die woord van die Here. Nou, liewe vriende, ons wil in hierdie oggend dan so met u deel na aanleiding van Rigters 6 wat ons saam gelees het oor hierdie vyand wat daar was, die Midianiete, wat die volk van Israel so geweldig baie skade aangedoen het dan ook. Ek wil net goed daar help, hy wil net aanskuif asseblief. En liewe vriende, en terwyl die vyand nou daar was en al hierdie skade aangerig het, dink ek terwyl ons die skriflesing gelees het, daar is van ons wat dalk nou hier gesit het en ons het dalk 'n prentjie in ons eie kop gevorm oor ons eie land en ons omstandighede waarin ons is. En liewe vriende, en daar is seker baie verwoesting en baie skade wat aangerig word.
En die volk Israel het hierdie saak sekerlik beleef. En ons wil vanoggend so 'n bietjie daarna kyk, liewe vriende, want dit is sekerlik so dat die ou vyand van Israel, een van hulle, daar was baie van hulle, maar die Midianiete was een van hierdie ouens wat soveel skade aangerig het, en hulle is nogal 'n goeie voorbeeld, of 'n tipe dan, van die vyand wat aan 'n kind van die Here se lewe is. En hoe die kinders van die Here, as ek nou die volk Israel dan vat as 'n tipe van 'n kind van die Here, hoe hulle dan in stryd was met hierdie dinge wat gebeur het, liewe vriende. En ons kan waarlik nie net op tydelike gebied sê, jong, ons kan assosieer nie. Ons kan waarlik sê op geestelike gebied, ons kan assosieer wat aangaan. En daar is baie skade wat so aangerig word. Liewe vriende, hoeveel mense moet eers gedood word? Hoeveel mense moet eers skade kry voordat ons dalk sal optree? En ek gaan eers so 'n bietjie 'n aardse benadering net eers volg. En liewe vriende, ek dink jy weet min of meer wat se dier daar op die skerm nou is. Maar jy weet, wanneer daar 'n dier kom en daai dier sal mense begin skade aanrig. Wat doen ons as mense as daardie dier begin skade aanrig? Daar word verwys na die mensvreters, the man-eaters. En hierdie diere, liewe vriende, is nie wat een keer of so 'n mens doodgemaak het nie. Nadat hulle 'n mens doodgemaak het, het dit gebeur dat hulle 'n aptyt vir mensvleis begin ontwikkel het. En dan het hulle begin om mense dood te maak. En as jy bietjie gaan kyk, liewe vriende, oor wat die man-eaters of die mensvreters dan in die geskiedenistye gedoen het, dan is dit ongelooflik om te sien hoeveel een dier mense kon doodmaak. Daarso is in verskillende dele van die wêreld, Indië is by verre die grootste plek waar mensvreter diere was, en dan is dit 'n bietjie in Afrika, en dan oor die geskiedenis oor 'n lang tyd heen van die 1400s af en nog verder terug, word Frankryk die tweede plek genoem, waar daar die meeste mensvreters was, en dis nou 'n wolf of 'n wolfpak wat 'n klomp die mense doodgemaak het. Maar is nou baie lank terug wat dit eintlik in Frankryk gebeur het. Indië is maar die plek, en dan in Afrika is daar plekke. Ek wil vir u net die top 5 opsit, liewe vriende, wat hulle het. Dis nou in Engels daarsom, en so net vir my kan aanskuif asseblief. Die eerste een is 'n Champawat-dier wat 436 mense op sy eie doodgemaak het daar in Indië. En die tweede is ook 'n luiperd wat daar in Pannar is, en hy het, hulle sê, min of hulle reken oor die 400 mense doodgemaak. Interessant met hierdie luiperd, daar was bietjie kolera gewees, en daar baie mense in die bosgebied wat gesterf het. En kos het skaars geword, en hy het toe van hierdie karkasse of van die mense verskoon met hy begin eet, wat gesterf het, want niemand het by hulle uitgekom nie, en dan het hy van hulle geëet, en hy het 'n liefde vir mensvleis begin ontwikkel, en na die kolera toe het hy toe nou begin om mense te vang. En hulle kon hom net nie kry nie, hulle het hoeveel keer vir hom allerhande strikke gestel om hom te vang en te skiet en dood te maak, en hulle kon nie, dit was 'n baie moeilike ding, en die ou wat hom toe op die ou en dood geskiet het, het amper sy eie lewe verloor. Dit was 'n geweldige saak wat daar gebeur het, liewe vriende, maar hy het 400 mense doodgemaak. En dan was daar 'n krokodil, hulle het nogal vir hom die naam gegee, Gustav. Hy's in Burundi, en hy het 300 mense wat hierdie krokodil doodgemaak het voor hulle hom toe op die ou en doodgemaak het. En dan was daar ook hierdie, hulle sê nou panther, maar ook maar tier, wat daar was wat geweldig, ook hoeveelheid mense, hy het 150 doodgemaak, ook in Indië, en dan in Kenia was daar dan die 2 mensvreter leeu's by Tsavo, wat daar's 'n film ook oor dit gemaak. Ghost in the Darkness is die naam van die film, en hulle het 135 mense doodgemaak. So dit is nou in die geskiedenis hierdie diere wat mense doodmaak. En nou het ek vir u gevra, wat doen ons dan? Wat doen ons as mense dan nou, as hierdie tier of krokodil of luiperd of wat se ding ook al, as hy dan nou kom, en hy maak mense dood, wat doen ons? Weet jy wat doen die mense? Hulle maak 'n soekgeselskap by mekaar, of 'n klomp jagters by mekaar, wat ondervinding het oor om hierdie dier te jag, en hierdie dier te kry, nadat hulle hom geïdentifiseer het, en dan jag hulle hom. Hulle stel vir hom strikke, lokvalle,
sit vir hom kos uit en allerhande goeters, en dan op so 'n manier probeer hulle dan hierdie dier dan nou doodmaak, liewe vriende. En almal is daarop gerig, hierdie dier moet doodgemaak word. Die hele, verskoon dat ek dit so uitdruk, village, in hierdie plekke, liewe vriende, of dorpies in hierdie plekke, al die mense is wakker. Want die wil nie gevang word nie, maar as jy die dier daarom sien, wil jy daarom vir die jagters 'n aanduiding kan gee, ons het hom daar gesien, ons het hom so gesien. Want hy moet doodgemaak word, want dit is ter wille van ons eie veiligheid dat dit sekerlik so moet gebeur. En nou, liewe vriende, wil ek nou 'n bietjie wegswaai van die tydelike vyand wat ons nou so hanteer, en net so 'n bietjie beweeg na, maar wat van die geestelike vyand dan, kinders van die Here? Wat van die geestelike vyand wat u lewe aanval en u lewe bedreig? Wat doen u met die geestelike vyand wat u aanval en u bedreig? Is ons net so 'n, ek wil nie sê haatdraand nie, kom ons sê wraak, en sê jong, hierdie vyand moet uitgewis word, want dit is besig om 'n verwoesting te veroorsaak in my lewe. Dit is besig om 'n verwoesting te veroorsaak in die geliefdes rondom my. En daarom, liewe vriende, is dit 'n geweldige saak om vandag daarop te dink, dat daar die vyand, noem hom nou maar die Midianiete, in die kind van die Here se lewe is, en ons sit dalk net soos die Israeliete in daai plek, en die Midianiete val aan, en hulle verwoes, en hulle steel, en hulle gaan aan, en mag jy vanoggend net sien, wat hierdie vyand doen. Nou, liewe vriende, ek lees vir die daar in Rigters 6 vers 11, toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die arbesiet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En nou, ek nou nie so baie oor Gideon sê nie, maar Gideon was nou maar een van die baie wat hierdie koring moes uitslaan. Hulle moes ander metodes kry om die koring in te bring. As hulle dit nie gedoen het nie, het die Midianiete net gekom en dit afgebrand. En hier sit hierdie man, en hy moet dit beveilig teen die Midianiete. En kind van die Here, sekerlik wil die Here hê dat ons teen hierdie Midianiete moet optree. Daar mag baie dinge doen, liewe vriende, wat ons doen om dit te beveilig. En ek wil amper nou die vraag vra, is dit God se weg? Gideon, is dit God se weg om die koring so te beveilig, dit waarmee jy besig is? En nou vra ek vir u, was dit God se weg, liewe vriende, dat Gideon en die res van die volk vir die res van hulle lewe die koring so moet beveilig teen die Midianiete? Tog het hulle dit keer op keer gedoen, dit het hulle leefwyse geword, dis hoe hulle opgetree het. Nou, ons sal nou aan die einde van die boodskap die vraag antwoord. Nou, liewe vriende, daar was 'n opdrag gewees, en die opdrag is daar so in Numeri 25 vers 17, staan daar, behandel die Midianiete as vyande en verslaan hulle. Dit het die Here in die begin al vir die volk gesê, dis hoe julle met die Midianiete moet doen, julle moet hulle as vyande behandel, verslaan hulle. En hulle het nie. Hulle het dit gedeeltelik gedoen, maar nie uitgevoer nie, en toe het hulle moeilikheid bietjie later in Rigters. En dan in Numeri 31 vers 2 staan daar, neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete, dan sal jy by jou volksgenote versamel word. Neem wraak op hulle. Daar word op geen manier gesê dat die Midianiete sag behandel moet word. Nie, liewe vriende, hulle moet uitgewis word. Dis wat met hierdie saak sekerlik moet gebeur. Maar toe die kinders van die Here, of die kinders van die volk van die Here, het gesondig, ons lees daar in Rigters 6 vers 1, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. So hier is nou baie belangrike ding wat jy nou moet onthou. Waarom het die volk in hierdie benoudheid gekom? Wel oor hulle sonde. Daar's meer as een. Die een was, hulle het nie met die Midianiete gehandel soos God gesê het hulle moes handel nie. Wis hulle uit, hulle het dit nie gedoen nie. 2, hulle het toe nou begin om so bietjie met die Midianiete 'n verbond te vorm en van hulle afgode begin aanvaar en hulle het nie meer algeheel met hulle hele hart die Here gedien nie. Hulle het regtig teen die Here gesondig. En dis hoekom die vyand oorgeneem het.
Waarom het die Here gesê, verwoes hierdie Midianiete? Jy weet, dit is net soos met sonde, die Here weet wat die natuur daarvan is. Dit gaan jou verwoes. As jy dit nie uitwis in jou lewe nie, is die natuur van hierdie Midianiete om jou te verwoes. En dis wat die Here sekerlik kom vra vir sy kinders, doen hierdie dinge, liewe vriende. Maar dit het veroorsaak, dat hulle nou nie die opdrag nakom nie, liewe vriende, dat hulle in 'n geweldige benoudheid beland het. Lees daar in Rigters 6 vers 2. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle slote gemaak wat op die berge is en gate en die bergvestings. Nou, liewe vriende, dink nou daaraan. Hierdie benoudheid waarin hulle dan ook was, ons lees daar in vers 2, daar is die tekstvers nou, lees ons dit, dis waar hulle bevind het. Nou kinders van God, is ons land nie presies daar nie? Hoe raak dit my en u lewe nie presies hierdie ding? Ons het allerhande ou dingetjies wat ons in plek moet kry, wat ons nooit van tevore in hierdie land sou gedoen het nie. Maar as gevolg van ongehoorsaamheid, sit ons waar ons sit. En ek wil amper sê, was ons nou maar bietjie slimmer, of so slim, soos die Israeliete, dan dit net 7 jaar gehou. Maar dit is nou al langer, baie langer. En ons sit in allerhande benoudheid. Kind van die Here, u mag dalk in baie benoudheid sit en dinge in u lewe, baie ongemak. U moet die gate grou in die slote, in die bergvestings, u moet baie moeiliker lewe as wat dit behoort eintlik te wees. Moontlik ook oor die eie sonde. U sit in 'n stryd wat daar is, liewe vriende, hoor nou, oor ander se sonde. Sit ons met hierdie stryd, en dit is wat ons sekerlik sien, die benoudheid wat daar is. So, wat is dit wat die vyand doen? Die vyand bring vir u as kind van God in 'n benoudheid. En u wat vandag in 'n benoudheid sit, liewe vriende, weet dit, God weet ook van hierdie benoudheid waarin ons bevind. Die Here weet daarvan. Die Here weet van die skade wat dit aangerig word. U sien, die vyande die Midianiete was 'n meester, hulle was meesters om te plunder. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het maar gewag tot Israel nou, hulle werk hard, die Israeliete, hulle plant, en hulle wag, en die saad kom op, en as die koring so bietjie opkom, en dat hulle net so mooi begin staan, net so voor hulle mooi gestroop kan word, liewe vriende, nou kom die Midianiete daar neer, hulle verwoes alles. Partykeer het hulle gewag totdat hulle bietjie die oes ingebring het in die begin, en as hulle die oes ingebring het, liewe vriende, dan gaan hulle dan huil toe, hulle vat die hele oes. En dan het hulle genoeg kos, en die Israeliete het nie. En dis net dood eenvoudig wat die vyand in u lewe wil doen. Hoor nou, kind van die Here. Die duiwel wil u lewe plunder. Die wêreld wil u lewe plunder. Die vlees wil u lewe plunder, uitmekaar skeer, om van u te beroof van elke geestelike seëning wat u van die Here moet ontvang. Wil die duiwel u beroof. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dis tog wat die duiwel reg kry. Hoeveel mense, liewe vriende, wel in die stad, maar veral op die platteland, ons plaasmense, sê net dood eenvoudig, dis moeilik om in 'n Sondag aand na 'n diens toe te ry, want as jy die hekke moet oopmaak, die plaasmoorde is realiteit. Ons word beroof van soveel seëninge, mense wat graag in die huis van die Here wil wees, maar hulle kan nie, as gevolg van hierdie plundering wat aan die gang is, liewe vriende. Ons word beroof van soveel opsigte. Kind van die Here, moontlik het die duiwel u lewe al so uitmekaar kom plunder, dat u nie eens meer die rykdom in die Here sien of besef nie. As jy na jy eie geestelike lewe vandag kyk, dan sê jy, Here, soos wat ek nou vandag hier sit, voel ek elendig, ek voel, ek het niks, ek is arm, ek het nie iets nie. Voel nie of ek baie geloof het nie, en dit voel nie of ek baie krag is nie, dit is net nie daar in my lewe nie. Dan moet ons sê, maar ek is geplunder. Die vyand het hierdie werk om doen. Jy weet, die volgende ding wat die vyand doen, is hy bewys nie genade nie, liewe vriende, geen genade. Rigters 6 vers 6 sê, in Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Nou, die Midianiete het self op 'n stadium bietjie hard geleef en swaar gekry, liewe vriende, maar toe hulle nou met hierdie plundering agterkom, nou ja, nou is dit 'n menigte, elke man vir homself, en hulle plunder en hulle neem wat hulle kan.
en hulle verwoes so ver as hulle kan. En daar word net geen genade bewys nie. Tot die donkies word doodgemaak, liewe vriende. Alles word net dood eenvoudig verwoes. En dit is die hartseer wat daar is, kind van die Here. En u mag dalk vandag daar sit en sê en besef, Here, die jou vyand het geen genade aan my bewys nie. Ek wil vir jou opnuut vandag vra, kind van God, sien dit raak. Die wêreld met sy sisteem bewys nie genade teenoor u nie. Hulle is nie glad nie goedgesind nie. Die bietjie wat jy het, vat hulle ook nog weg. En nou sit ons as kinders van die Here op hierdie plek, liewe vriende. Ons moet 'n derde ding van die vyand sê, liewe vriende, hulle leef op ander se welstand het hulle geleef. Ons lees in Genesis 37 vers 26, en die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Dis nou Josef. Hier het hulle die jong seun gevang. En wat doen hulle? Hulle doen mensehandel, liewe vriende. Hulle leef op iemand anders se welstand leef hulle. En hulle verkoop hier vir Josef. Hulle gee nie om wat met hierdie kind gebeur nie, of hierdie jong man gebeur nie. Hy moet maar slaaf word. En liewe vriende, en net soos die wêreld met die kind van die Here, dit gee nie om oor jou welstand nie. Veral nie jou geestelike welstand. Jy moet nou mooi hoor, die duiwel gee niks om vir jou geestelike welstand nie. Hy sal die wêreld en die vlees in u lewe gebruik om u te beroof van enige geestelike seëning. Hy sal dit alles van jou wegsteel. Hy gaan dinge in jou pad gooi, gedagtes in jou kop plant, enige metode aanwend, liewe vriende, om jou geestelike welstand jou daarvan te beroof. Het is nogal opvallend dat ons in die tyd waarin ons leef, eintlik hoeveel opstand daar teen kerke is. En in 'n sekere sin wil ons almal sê maar ons kan dit verstaan. Want daar's baie nonsens en baie leuns en daar's baie valsheid. Ons kan dit verstaan. Maar liewe vriende, hoor nou, dit is tog nie al die kerke nie. Daar's tog ware aanbidders, daar's tog ware kinders van die Here. Daar is mos waar plekke waar die leer reg is, dit moet so wees. En mag ons dit altyd wees, en mag ons sekerlik daarby hou, maar ten spyte daarvan, liewe vriende, kom die duiwel nog steeds, en hy wil al hierdie welstand, wat ons geestelik mag hê, van ons wegneem, hy wil ons beroof daarvan. En hy val ons aan op allerhande maniere. Wat die vyand nog doen is, liewe vriende, hy het dan ook hierdie saak, dat hy werk die goeie tee. En daar in Rigter 6 vers 3 staan daar, want as Israel gesaai, dan trek die Midianiete en Amalek en die kinders van die ooste, en trek teen hulle op. So net as hulle gesaai het, net die harde werk nou mooi gedoen het, dan kom hierdie ouens en hulle wil al hierdie goeie saad ongedaan maak. Is dit nie presies wat die vyand in ons geestelike lewe doen nie? Hoeveel keer, liewe vriende, het u dalk deur die woord van die Here daar by die huis of by die kerk of met 'n reeks dienste, het die Here so vir u ontmoet? Liewe vriende, het dit al met u gebeur, dat u byvoorbeeld by 'n reeks dienste was, en by hierdie eerste diens, of wat die Here praat so met jou, en jy sê, maandag aand of dinsdag aand gaan ek beslis daar wees. En vriend die waar, daar gebeur daar allerhande dinge. Dit is vir jou verskriklik moeilik om by die dinsdag aand diens toe nou eintlik uit te kom. En jy kom nie daar uit nie. En toe jy na die tyd so 'n bietjie hoor en iemand vertel en sê, jong, dis wat gebeur het, weet jy wat, toe kom jy agter, die Here het met my afspraak gehad daar. Dis wat ek nodig gehad het. Ek het nodig gehad om dit te hoor. Maar hierdie vyand, liewe vriende, hy werk die goeie saad tee. Of nadat jy 'n oorgawe aan die Here gemaak het, nie toegewy het opnuut aan die Here, dan kom daar 'n aanslag, liewe vriende, 'n oord wat jy altyd nou nie eens verwag nie, kom daar 'n aanslag en dit steel hierdie goeie saad. Ons moet nie wonder wat die vyand se doel is nie. Dan, liewe vriende, wil ek 'n 5de ding noem van hierdie vyand, liewe vriende. En dis, hulle is 'n menigte om 'n mens moedeloos te maak. Nou, ek dink ek het baie beskrywing in ons eie land nodig oor dit nie. 'n Menigte om 'n mens moedeloos te maak. Liewe vriende, ons lees daar in vers 5 staan daar. Hy sê, want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte. Terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. Liewe vriende,
Jy weet, as daar nou 'n menigte opkom en hulle kom in die huis van die Here in en dan is daar 'n verblyding, want daar's mense wat die Here soek. En dit is wonderlik om te sien, hier is 'n klomp mense wat die Here soek. Maar wanneer 'n menigte bymekaar kom, liewe vriende, om te verwoes en te vernietig, dit is 'n geweldige saak ook. En as jy dink die een het jy afgeweer, dan sou die volgende een, en as dit die volgende een, en dan sou die volgende een. Kind van God kan nie begin assosieer. Die menigte van aanslag. Die menigte van aanslag, veral in die tyd waarin ons lewe. En die duiwel gee hierdie een op die ander ene, en sy doel is om u moedeloos te maak. En u hoef ons nog nie te gaan lê nie. Ons sal nou sien. Liewe vriende, ek lees ook daar in Rigters 7 vers 12, lees ons, en die Midianiete en die Amalekiete, en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê, so sprinkane in menigte, en hulle kamele was ontelbaar, soos die sand aan die seestrand in menigte. Liewe vriende, dis baie mense. Ek noem dit vir u, want so bietjie later het Gideon en 300 man, Gideon en 300 man op hierdie menigte aangeval. En die Here het hulle oorwinning gegee. Nou kinders van die Here, hoe baie moet u wees om die vyand in u lewe te verslaan? Moet u baie wees? Nee. Geloof in die Here, oorgegee aan God, loop ons 'n bendestorm, 'n menigte storm, en God gee oorwinning. En dis wat die Here sekerlik vir sy kinders wil kom verseker, liewe vriende, dat daar is oorwinning. So kind van God, u mag dalk nou baie assosieer met die vyand, die Midianiete, wat in die lewe aankom en verwoes en moedeloos maak en 'n menigte is en hulle plunder en hulle doen al hierdie dinge, en u mag dalk sê, Here, dis presies waar ek geestelik sit het, hierdie oomblik in my lewe, met hierdie vyand wat besig is om my so aan te val. En daarom wil ek hierdie boodskap afsluit, liewe vriende, met 3 reaksies wat jy kan hê. Die volk het 3 reaksies wat hulle kon doen. Die eerste reaksie, liewe vriende, is, in hierdie omstandighede wat jy sit met die vyand, kan jy kan die leuen glo. Rigters 6 vers 13 sê, toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Heer met ons was, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte land laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Nou hier is nou 'n klomp waar dinge wat Gideon hierso nou sê, terwyl hy nou met die engel daar praat, en hy sê as die Here met ons was, en nou ja, die Here was nie met hulle op daai stadium nie, oors gevolg van hulle sonde, het ons mos nou gesien, oor hulle ongehoorsaam was die Here nie met hulle soos hy moes wees nie. En man nie oor die Here nie wou nie, dit was nou maar hulle eie toedoen. Dis die eerste waarheid gewees, liewe vriende, en dan al die wonders wat in Egipte was, hoe die Here verlos het, dit het gebeur, ja, die geskiedenis wys, dit was so wonderlik en dit was so gewees, en vandag, liewe vriende, moet ek nou sê, kan ons nou nogal baie dit sê, nee, dis nogal 'n algemene gesprek, dit wat ek nou vir u gaan sê, is 'n algemene gesprek onder die predikante, en ek gee nie om van watter kerkdenominasie in die tyd waarin ons is, liewe vriende, om te sê, vroeër jare, het die mense die Here geweldig meer gesoek as vandag. Daar word gesê, liewe vriende, dat vroeër jare het mense groter behoefte gehad om op te gaan na die huis van die Here as vandag, en dan meet hulle dit nou aan die opkomste wat by die dienste is, liewe vriende. Oggenddiens, aanddiens, en dan die bidure, liewe vriende, en dan praat hulle oor die bidure, ag, dit raak so, verskoon dat ek dit so sê, dit raak so elendig, die wyse waarop mense die Here wil soek, liewe vriende, dat predikante en kerkrade bidure en aanddienste afstel. En dan vra ons, Here, waar is die wonders van u verlede? Toe herlewing uitgebreek het, en mense kragdadiglik tot bekering voor die Here gekom het. Waar is daai tyd? Waar is daai tyd toe mense so onder sonde oortuiging gekom het,
As jy met hulle evangelie gedeel het hulle sonde bely en laat staan, liewe vriende. Vandag is mense amper te bang om vir iemand as jy hoor die jongens, jy die Here wil aanneem met jou sonde los. Want dan wil hy nie die Here aanneem nie. Nee, liewe vriende, waar is dit? Waar is daai? En ons mag sê, waar is hierdie wonders, Here? Nie die ding is waar, liewe vriende, dis wat aangaan. Maar die leen was dit, maar nou het die Here ons verwerp. Dit was die leen. Kind van die Here, al is dit as gevolg van jou eie sonde of toedoen, dat jy baie oopgemaak het vir die vyand, vir die Midianiete om in jou lewe in te kom, en hy's besig om te verwoes, en hy's besig om skade aan te rig. En omdat jy dit gedoen het, liewe vriende, nou kom die vyand, nou is daar een ding wat jy vandag moet vat. God het jou nie verwerp nie. Die Here wil sake verander. So moenie die leuen glo nie. Moenie die leuen glo dat daar nie 'n uitkoms of 'n uitweg is nie. Daar is. God het 'n uitkoms en 'n uitweg. Liewe vriende, dan is daar 'n tweede ding wat 'n mens kan doen, en die volk Israel kon dit ook gedoen het, en ons lees daarvan in Rigters 6 vers 2, en die Midianiete die oorhand oor Israel gekry, vanweë die Midianiete, die kinders van Israel, vir hulle die slote gemaak het op die berge en die gate en die bergvestings. Nou, liewe vriende, hier is nou 'n geweldige saak. Dis alles wat hulle moes doen, die slote en die gate en die bergvesting, want die Midianiete die oorhand gehad. En dan sê vers 3 en 4, want as Israel gesaai, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op en slaan laars teen hulle op en verwoes hulle opbrengs van die land in die rigting van Gaza, liewe vriende, alles verwoes hulle. In so mate dat ons gelees het in vers 11, dat Gideon hulle daar so slaan hy die koring uit, so in die geheim, amper moet hy dit so doen. En liewe vriende, so die tweede reaksie wat daar sekerlik so kan wees, liewe vriende, is dat u kan sê, ons bly in die gate, ons bly wegkruip, ons bly onder 'n klip, ons gaan nie opstaan nie. Ons sal nou maar aanvaar soos wat dit gaan, ons gaan swaar kry, ons gaan moeilik leef, en ek gaan nou maar net nie aangaan nie, en oorwinning sal dit nooit kom nie, ek gaan maar net in hierdie gat bly lewe. My lewe is nou maar, dis wat my lewe nou maar gaan wees. En vir 7 jaar het hulle so geleef. Vir 7 jaar het hulle so geleef. Elke dag as hulle opgestaan het, elke keer as hulle gaan plant het, liewe vriende, was daar 'n vae hoop in hulle hart dat iets kan gebeur. Hulle het nooit gedink dat daar 'n sukses sou wees nie, liewe vriende. Hulle het geprobeer, maar hulle het geweet, ek gaan misluk. Want elke keer het die Midianiete ingekom en alles verwoes. En ongelukkig is dit waar baie kinders van God hulle in ons tyd bevind. Die goddeloosheid het so oorhand gekry en oorheers so, liewe vriende, dat baie kinders van die Here net teruggetrek het in hulle gate. En hulle het nie oorwinning nie. Daar's nie meer 'n geestelike uitsien en 'n verblyding. Here, ek kan vandag met 'n siel praat nie. Here, ek kan opgaan na u huis toe nie. Here, ek gaan saam met ander kinders van God bid, want u hoor. Daar is nie dit nie. Dit gaan nou maar net. Ek moet vir my eie omstandighede nou sorg en kyk, en dat ek nou net nie, en as ek 'n munt hier kan slaan en 'n ding daar kan doen, ek kan iets, en ons begin so net vir so leef, net vir onsself, en dit gaan nie meer nie. Ag, en dit gaan so ellendig oralste, waar ouens ook al by die kerke, waar hulle sê, oeg nee, en liewe vriende, dis nie God se weg nie. En dank die Here dat 'n tyd aangebreek in hierdie volk se harte wat hulle gesê het, maar dis nie wat God beskik het hoe ons moet wees nie. En al die derde opsie gedoen, liewe vriende, en die derde opsie was, hulle die Here aangeroep. En ek wil vanoggend vir u dit noem, kind van die Here, dis die opsie wat jy ook het, om die Here aan te roep. Ons lees in Rigters 6 vers 6, en Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. Weet jy wat gryp my so aan in hierdie paar verse? Vir 7 jaar gaan dit so moeilik.
En hulle kom op 'n punt van moedeloosheid, verarm, alles verwoes. En die laaste ou dingetjie wat hulle toe nou kan dink om te doen is, ons moet die Here aanroep, na die Here toe terugdraai. En die oomblik toe hulle die Here aanroep en vir die Here vra, Here help, weet jy wat, toe help die Here hulle dadelik, hy stuur 'n profeet na hulle toe. En hy sê nee, ek gaan julle help met julle sonde. En nou wonder ek, lieve vriende, is dit hoekom baie in die gate wil bly, want hulle weet, as ek die Here gaan aanroep, dan gaan die Here met my praat oor my sonde. En ek is nie bereid om hierdie sonde te los nie, so ek gaan nou maar bly in die gate, en die Midianiete kan nou maar aan, gaan nou my nog verder verwoes en verarm, en hulle kan aangaan, ek kies dit, want ek is nie bereid om hierdie sonde na die Here toe te bring, want ek weet as ek hom gaan aanroep, gaan die Here daaroor my praat. Maar hulle het op 'n plek gekom om te sê, Here, ons gaan nie aanroep. En hierdie sonde, hoe groot, al is hy nou so groot en so moeilik soos die Midianiete, u kan kom help, u kan kom verlos, en die Here het dit vir hulle kom doen, lieve vriende. Die Here het 'n baie duidelike boodskap aan hulle gestuur, daar in Rigters 6 vers 8 lees ons, en die Here het die profeet, die kinders aan hulle gestuur, en hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte land, en julle uit die slawehuis uitgelei. En lieve vriende, en dan sê vers 9 daar, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars, en uit die hand van die verdrukkers, en hulle voor julle uitverdrywe, en hulle land aan julle gegee. So, lieve vriende, nou het 'n duidelike boodskap van hierdie profeet afgekom, lieve vriende, hierdie knegt van die Here, en dit was doeteenvoudig net dit gewees, onthou wat die Here gedoen het, hy het julle gered van die Egiptenare, die Here kan dit nou weer kom doen. Onthou die doel waarom jy gered het, is die beloofde land, die oorwinnende lewe, wat julle gehad het. Julle leef daarin, in die Rigterstyd het hulle aan geleef, maar omdat hulle die Midianiete nie uitgewis het en verdryf het, lieve vriende, het hulle teruggekom. En nou mag dit ook so met u geestelik wees, jy kan sê, Here, ek weet van die beloofde land, ek weet van die oorwinning, ek weet van dit, maar iewers in die lewe het hy toegelaat, het hierdie Midianiete terugkom. En al manier hoe hulle gaan uitkom is, maak reg. Roep die Here aan, maak reg. Nou, lieve vriende, jy weet, ons lees dan net in vers 10, ek wil dit net eers vir u noem, hy sê, en ek het aan julle gesê, ek is die Here, julle God, julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het nie na my geluister nie. En dis nou die geweldige hartseer dat hulle dit gedoen het. Nou wil ek net dit so kom noem, kinders van die Here, ek wil vir u kom vra, sal u vanoggend daar in die eie hart sê, die Midianiete oorheers ons. Tydelike en geestelike gebied het ons, dinge is nie reg nie. Dink nie een van ons sê die goedersloos reg nie. Here, dinge is nie reg nie. En dit het nou niks te doen met politiek of regeringsstelsels of wat se goed, niks daarmee te doen, my vriende. Jy nou mooi hoor, die Bybel het nie begin gesê, die Here het die volk Israel in die hand van die Midianiete gegee. God is in beheer van sake. God is in beheer. En die enigste wyse waarop die Here telkens, nie net nou met Gideon nie, telkens vir die volk Israel verlos het van hulle verdrukkers en van die dinge wat gebeur het, was, wat gebeur? Toe hulle die Here aangeroep het. En hy wil almal verlossing hê, liewe vriende. Almal wil hê die Here moet dinge kom verander. Almal wil hê die Midianiete in ons lewe, dit moet nie. Nee, Here, ons wil oorwinning hê. Maar liewe vriende, ek vra vir u nie met veroordeling of enigiets nie, ek vra vir u met baie hartseer in my hart. Roep ons die Here aan. Ons wil die dinge moet verander, maar roep ons die Here aan. Bid ons nog, enigstens, kinders van die Here, hoe ernstig bid ons teenoor die Here oor hierdie dinge? Of is ons te bang? Of het ons nie vrymoedigheid om te bid, want ons weet, Here, as ons begin bid, dan gaan die eerste kom sê, hey boetie, hy sonde. Uit. Maak hy sonde reg, ek vra my weer om te help. Maar nou is dit dalk nie bereid om my sonde reg te maak. Maar of dit nou wat is, of ek nie iemand wil vergewe nie, of dit nie wat is nie, een van die sondes wat aan die volk
van die Here toegeskryf was, waaroor 'n geweldige straf oor hulle gekom het, telkens, liewe vriende, nie een keer nie, dikwels, was omdat hulle die Here nie gesoek het nie. Ek vra vir die vandag, kinders van die Here, soek ons nog die Here? Bid ons, kinders van God, roep ons tot die Here. As ek moet dink, en ek gaan afsluit, wat mense alles gedoen het, om hierdie tier, of luiperd, of krokodil, wat hulle dorpie se mense begin vang en doodgemaak het, en hulle kinders verlewig en doodgemaak het, en hoe hulle self in gevaar. As ek dink wat hulle alles gedoen het om hierdie dier uit te wis, vra ek vir die, wat behoort ons as kinders van God te doen oor die Midianiete? Moet ons nie tot God roep nie. Kinders van die Here, God weet van die vyand. Hy weet van die skade wat dit aanrig. Hy weet waar hy sit. Maar wil jy nie vandag kom en sê, Here, ek gaan nie kom aanroep. Jy kan teruggaan in die gat in, jy kan op jy eie lewe net so aan, verskoon dat ek het sê karring, en ons gaan nou maar so aan, en ons gaan geestelik agteruit, ons word al hoe armer, want ons kan al hoe minder saam met die kinders van die Here kom, en ons is al hoe moer, en ons energie is al hoe laer, en jy kom by die huis, en jy sukkel om Bybel te lees, en ons kan aangaan, liewe vriende, maar ons word gedrein, en al hierdie goed word uit ons uitgetrek, en jy sukkel met die woord van die Here, jy sukkel om dit in te kry, jy sukkel, verskoon dat ek het sê, om die stem van die Here te hoor. En ons hardloop na al die Midianitiese oplossings toe, liewe vriende, en hulle beroof ons, en beroof ons, en beroof ons, terwyl die antwoord eenvoudig is, roep die Here aan, gaan soek die Here. Ek vertrou, as u nie by die bidhuur kan wees nie, dat u daar by die huis sit en luister, en saam bid. Maar as u nou een van daardie is wat nou nie op 'n Woensdag aand saam bid of saam luister en saam bid nie, wil ek vir u vra, wil u nie opstaan uit die gate uit en die Here kom soek? Want dit wat u tans doen, gaan nie dinge verander nie. Sal nooit die seën van die Here oor ons lewe kry nie, liewe vriende. Ons gaan 'n groter ellende en groter benoudheid val, maar ons gaan nie die seën van die Here oor ons lewe kry nie. Mag die Here vir ons help, mag ons met hom deurgaan, mag jy hom gaan soek. U 3 reaksies, liewe vriende. Jy kan nie leen bly glo, jy kan in die gat bly, jy kan sê, ek gaan die Here soek. En mag u reageer as God werk. Ek noem net 'n laaste, net 'n gedagte. Toe hulle nou bid, Here help vir ons. Toe hulle nou bid, Here help vir ons, roep hom. Here, hierdie Midianiete. Toe kom die Here en hy roep toe nou vir Gideon, hè? En ons weet nou hoe die Here daar met Gideon gepraat het en hoe hy nou maar ook eers bietjie ongelowig was en die Here moes eers met hom behandel en hy doen al die dinge en hy gaan toe nou. En hy gaan kap die boomstomp af en hy breek die altaar en die volgende oggend toe sy eie mense, sy eie volksgenote wat nou swaar kry onder die manier. Toe hulle sien wat gebeur het, toe sê hulle, wie is die ou wat dit gedoen het? Ons wil hom doodmaak. Liewe vriende, nou wil ek dit so vir u sê, as u dan nou tot God roep en hoor, en die Here begin te werk, en hy slaan die afgod in jou lewe plat. Moenie opstandig raak nie, dank die Here, en moenie kyk na die hoeveelheid en die meerderheid van die verskoon, dat ek sê, die springkane en hulle oorvloed en hulle getalle nie. Die Here het op die ouend gesê, Gideon, hierdie ouens by jou is te veel, ek soek net 300, net 300. En hy verslaan die menigte. Gaan lees dit by die huis vanmiddag, die verhaal oor hoe die Here verslaan het. En mag die Here u oplig en u optel en geloof in die hart werk om te sê, ek kan God kom vertrou. Dis wat ons nodig het, liewe vriende, ons het nie iets anders nodig nie. Niks in die wêreld gaan ons optree nie. As 'n sekere man in 'n sekere land, liewe vriende, as hy praat, dan raak baie mense bietjie bly, want hulle dink hy vat bietjie dinge vas. Nou nie sy naam sê nie en ook nie die plek sê nie, maar ek dink jy kan 'n goeie idee vorm van wie dit is. Baie uitgesproke en daar's baie dinge, liewe vriende. Dis nie die hoop nie. Ons hoop is om die Here aan te roep. Mag ons met die Here deurgaan, mag die Here ook so verheerlik word.
Amen. Kom ons buig die hoofde. Kind van die Here, terwyl ons voor die Here buig, dan mag dinge sekerlik wees wat u vandag vir die Here moet kom sê, Here, ek moet dinge kom regmaak. Ek is voor 'n keuse vandag. Of ek bly in die leuen, of ek gaan in die gate bly, of ek gaan die Here begin aanroep. Ek gaan tyd maak, ander dinge kanselleer, maar gaan die Here aanroep. En as jy daai pad gaan loop, dan sê jy vir die Here, maak nie saak wat jy vir my sê nie. As jy in my lewe sonde uitwys, ek is bereid, Here, vandag wil ek vir u kom sê, ek is bereid om reg te maak, wat dit ook al is. Miskien is daar 'n klip, miskien is daar dorings, maar uit, Here, moet dit uit. Maar ons het verlossing nodig. Ons het herlewing nodig in ons land. Die duiwel is besig om te plunder en te verwoes, ons geestelik arm te maak. Ons het verlossing nodig. En mag u God kom vertrou saam met ander vir herlewing. En ons roep die Here daarvoor. Ons dierbare Here, terwyl u elke kind van u ken, en u weet, Here, ons gedagtes, u weet waar ons met u is, maak nie saak of ons al lankal in die beloofde land ingekom het, en of ons al hoe lank terug wat se oorgawes nie gemaak het nie, Here, dit is waar ons in hierdie oomblikke is. En nou weet jy, daar is baie, Here, wat so deur die vyand gejaag word en platgeslaan word en moedeloos gemaak word. En Here, en dankie dat u niemand van ons vandag daar los om te sê, jy bly nou net hier lê oor die ongehoorsaamheid of wat ook al nie. Here, u kom en u sê, ek wil help. Ek wil. En mag u vandag, Here, daai 300 kinders van u vind, wat hulle aan u kom toewy, want dit kan die hele draai in Suid-Afrika kom bewerkstellig. Dat u vir ons herlewing kan kom gee, want ons het dit so nodig. Here, dis die enigste hoop wat daar is. Ons het nie 'n ander hoop nie, net hierdie hoop is wat die oplossing sal bring. En ons kom vra vir u, wil u dit nie kom doen nie. Kom werk dan in elkeen van ons harte. Gee vir ons 'n gewillige hart, Here, om met u so deur te gaan. Mag ons oorgawes aan u maak, belydenis waar ons moet bely. En dankie dat u deur die bloed verlos en reinig, vergewe. En Here, en u gee oorwinning. En ons bring aan u die eer. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied, soos wat hy daar op die bord dan ook is. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teer opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.